Soos ek reeds gesê het, my naam is Louis en my ma was 'n boeremeisie van die Vrystaat daar buite Ryds. En my pa kom van Durban af. En hulle het toe mekaar ontmoet by 'n geloftedag feesviering op Bloedrivier. En hulle is toe later getroud en op die ou end is hulle Texas toe en ek is in Texas gebore in 1992 en my ouers het my elke Sondag kerk toe geneem waar ek die evangelie van Jesus Christus gehoor het. En ek weet nie hoeveel keer ek gehoor het oor die boodskap dat Christus aan die kruis gesterf het, dat hy die seun van God was, voordat ek besef het dat dit nie net 'n mooi geskiedenisverhaal was nie, maar dat dit persoonlike betrekking tot my het. En eendag was ek by die huis en ek onthou, ek het net besef dat ek op hierdie boodskap moet reageer, dat ek moet bid, dat die Here vra om my sonde te vergewe, voordat ek sterf, sodat ek hemel toe kan gaan. Want hy het gesê, as jy eers gesterf het, dan is dit te laat. So, ek het besluit, okay, ek sal eendag bid en die Here vra om my siel te vergewe, my sonde te vergewe, maar nie nou nie. Ek sal wag tot reg voordat ek doodgaan. En dan reg voordat ek doodgaan, dan sal ek bid en dan sal ek sterf, dan sal ek hemel toe gaan. Toe vra ek myself, wel, as ek gaan bid reg voordat ek sterf, dan moet ek ook weet wanneer ek gaan sterf. So, en ek glo dit was die Heilige Gees wat met my so gewerk. Toe vra ek, nou, hoe lang gaan ek leef, wanneer gaan ek doodgaan? En toe besef ek weet nie. Ek kan vandag wees, ek kan môre wees, ek kan oor 20 of 30 jaar wees. Maar as ek doodgaan sonder die Here, dan is ek in groot moeilikheid. So toe besluit ek, wel die slimste ding om te doen, is om sommer nou te bid. En ja, ons mos klaar. ek het nie geweet dat om die Here te vra om vergifnis vir my sonde was soveel meer as net nie hel toe gaan nie. Dit was 'n daaglikse wandel met dis 'n daaglikse verhouding. Die Here wil my in 'n verhouding met homself bring. Maar ek het dit nie alles gesnap op daardie ouderdom nie, maar ek het die hooftrekke onthou. So toe bid ek, toe vra ek die Here om my sonde te vergewe. En wat toe gebeur het, was ek het ervaar, soos dit sê in Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So ek het ervaar dat die Here my siel gered het. So just in summary, my parents were from South Africa and they took me to church and I responded to the gospel at a very young age. And I wish I could say from that day to this day I never sinned again, but that's not the case. I grew up and we went to church every Sunday, but I didn't really pray on my own. I didn't really read the Bible on my own. And I sort of fell into being more of a Pharisee, being very legalistic, being very judgmental, being very proud and prideful of all the Bible knowledge that I had. But I didn't really daily practice my personal relationship with Christ. Until I was 17 years old, then I felt that I felt defeated by the sin in my life, and I prayed and called out in desperation to ask God to help me. I felt God's answer was, you need to start reading the Bible. You need to start getting into the Word every day and spending time getting to know the Word. So I did. And then immediately God convicted me of pride, of lovelessness, of all these sins that were in my life that I was spiritually blind to. God made me aware of them. And He did a big work in my heart when I was 17 years old. Toe ek 19 jaar oud was, toe bid ek en ek het die Here gevra wat ek met my lewe moet maak. En ek het gevoel die Here lei my dalk om in Suid-Afrika te gaan studeer by Glenbar Bible College van die Afrika Evangeliese Bond in Constantia, Kaap. Maar ek wou nie gaan nie want ek sou my gesin mis, my huis, my agterplaas, my vriende, ek was betrokke by kinderbediening en al dit. En ek het die Here gevra, Here, wat? Ek wil eintlik albei doen. Ek wil bly in Texas en ek wil oorsee gaan. Ek wil Suid-Afrika toe gaan. Maar Here, wat wil U hê dat ek doen? En toe voel ek het een aand ernstig die Here se aangesig gesoek en gebid en gehuil en die Here se raad gevra. Toe voel ek in een vers kom antwoord die Here al die probleme wat ek uitgelig het, uit al my bekommernisse kom beantwoord in Matteus 19 vers 29, waar Jesus gesê het, en elkeen
wat huise, toe sê ek, daar's my huis, of broers of susters, of vader of moeder, daar's my gesin, of vrou of kinders, of grond, toe dink ek, daar's my agterplaas, terwille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang, en die ewige lewe beerwe. So met daardie vers, ons het toe gebid, en ek het my maat vrede gekry, het die Here my Suid-Afrika toe gestuur. En toe was ek daar vir 6,5 jaar besig om die bediening te doen. En toe ek later in Suid-Afrika bid oor of ek in Suid-Afrika moet bly of na 'n ander land toe gaan, ek wou eintlik nie in Suid-Afrika bly na die 2 jaar opleiding nie, want ek het gevoel, Here, kan U my nie na 'n veiliger land toe stuur nie. Ek was bietjie bang vir die misdaad en al die goed. Ek het gesê, Here, ek sal terug gaan Amerika toe, ek sal terug gaan na 'n ander land toe, maar wil jy my regtig hier in Suid-Afrika hê? Ek was bietjie bang vir al die misdaad en dinge. Toe bid ek weer ernstig toe, praat die Here met my, soos hy sê in Matteus 16 vanaf vers 24. Jesus sê vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. So ek moes my eie idee vir my lewe, my eie vooropgestelde idees van wat ek met my lewe wil maak, moes ek voel die Here sê my, ek moet dit aan hom oorgee. Want dit sê, elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. En so ek het gevoel, die Here sê my, jy hou vas aan jou lewe, as jy dit nie in my hand plaas, dan gaan jy dit in elk geval verloor. Plaas jou lewe in my hand, en dan het ek jou, dan is jy volkome, jy het jouself in my hand geplaas. En so, ek het onderwerp, en die Here het my ook toe vrede gegee, en daardie vrees weggeneem, en ek nog 4,5 jaar in Suid-Afrika gebly. So, Jesus Christus het sy lewe aan die kruis vir my gegee, en ek wil ook net so my lewe aan Jesus Christus gee. Baie dankie.